heavens declare your glory so bright. The stars reflect your endless light. Mountains bow down, oceans roar your name. Forever and always the same. Who can compare to your majesty? Your love reaches to eternity. There is none like you, oh Elohim Most High. Your power, your mercy fill the sky. Your promises are true. Forever we'll sing, there is none like you. In the darkest night, you're my guiding flame. Through every storm, I'll praise your name. Your hand upholds me, I will not fear. You are my refuge, you're always near. Your grace sustains, your love never ends. You're my redeemer, my closest friend. Ein kamocha, Elohim Elyon. Kodesh v'chesed maleh et hashamayim. Kadosh u'ne'eman habtachotecha amet. L'olam nashir. Ein kamoka. You parted the seas, you calmed the waves, you broke the chains, you conquered the grave. Every knee will bow, every tongue confess, Yeshua, Messiah, your name is blessed. There is none like you, oh Elohim Most High. Your power, your mercy fill the sky. Holy and faithful, your promises are true. Forever we'll sing, there is none like you. No one before you, no one above. You reign in justice, you reign in love. For all of my days, my heart will pursue, singing forever. There is none like you. Is nog 'n bril. Ons gaan saam lees vanmôre uit 1 Petrus uit. 1 Petrus hoofstuk 2 en ek wil net so 'n bietjie terugkyk na waar ons verlede Sondag begin het met Pinkster. Vanoggend is dan nou ons samevattende terugkyk na wat wou die Here ons leer in hierdie tyd.
Verlede Sondag het ons begin vir mekaar gesê dat ons glo dat die Heilige Gees ons elkeen 'n geskenk gegee het, 'n gawe kom gee het, wat ons saam met ander in die geloofsgemeenskap moet aanwend tot sy verheerliking. So dit gaan oor die geskenk wat ek ontvang het, of die geskenk is van om diensbaar te wees in sy koninkryk, of om te gee vir ander mense, wat ook al hierdie gawe geskenk van hom is, weet ek is noodsaaklik, sodat ek dit saam met ander ter wille van sy naam kan aanwend. Dat ons moet oppas daarvoor, want dis wat ons kultuur ons leer, en so skryf Eugene Peterson in sy boek vir ons, God is teenwoordig in 10.000 plekke, verskillende plekke, maar dit gebeur so maklik in die kultuur van ons tyd, dat ons op onsself gefokus raak, dat dit oor my gaan, en oor my gawe gaan, en oor wat ek met my gawe kan doen, dat ons vergeet, dit gaan nie oor my nie, maar dit gaan in die eerste plek oor die Here die Almagtige, die God, waaroor die lofdansers nou so mooi vir ons die uitdrukking gegee het, dat ons in alles wat ons is, en wie ons is, hom moet verheerlik, dat ons sy grootheid moet besing, en dat ons, dit wat ons doen, dit wat ons leef, vir ander moet kan wys. So dis hierdie relasionele, interafhanklike gemeenskap, waarbinne ons leef. En in die maandag aand het ons gepraat oor dat ons as pelgrimsfamilie 'n huishouding is vol van liefde. En dat hierdie liefde ons dikwels uitdaag om nie net op die oppervlakte lief te hê nie, nie net die lysies van die wêreld te kan beantwoord oor wat liefde is nie, maar ook onder die oppervlakte moet inbeweeg, en wanneer dit moeilik raak, wanneer mense ons verloon of verraai, of wanneer mense iets aan my doen, dat ek nog steeds kies om lief te hê, omdat ek verstaan dat ons by mekaar hoort, en dat ons 'n verantwoordelikheid het om as 'n geloofsfamilie Jesus se liefde sigbaar te maak oral waar ek gaan leef. Dinsdag aand het ons gesê, ons is pelgrims wat op reis is saam met mekaar. Ons ontmoet dikwels pelgrims van verskillende oorde, van verskillende plekke, van verskillende geloofsgemeenskappe, kulture, wat ook al. Maar in hierdie reise wat ons saam reis, moet ons luister na die stories van hoop wat elkeen het om te vertel. Ons het nodig om raak te sien dat daar 'n storie van hoop om ons gebeur. Vir party is dit 'n groot ding, vir party sal mense kon sê, "Ai, dis so 'n klein dingetjie." Maar ons moet mooi luister, fyn luister na hoe ons vanuit die geskiedenis uit, Abraham, Moses, Noag, tot vandag, luister hoe die Here aan die werk is, en hoe hy ons daaraan herinner, dat ons op reis is na 'n ewige hoop toe, 'n hemelse werklikheid, waarheen die Here ons na toe roep. Woensdag aand het ons met mekaar oor saamgesels, en gesê, maar pelgrims, het is nodig dat pelgrims aanbid, maar dat ons aanbidding geanker moet wees, in die een Here Jesus Christus, dat ons geanker moet wees in die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. En dan donderdag aand het ons gepraat dat ons liefde moet fokus daarop, dat ons dit nie vir onsself moet hou nie, maar dat dit 'n weggee liefde is, dat ons ander moet bereid wees om ander te begin dien, te dien en op te tree teenoor ander. So wat wil Peterson in sy boek vir ons ook leer? Hy wil weer, en ek bevestig het maar net so in 'n paar lyntjies vanmôre. The church is, as holy people, a distinct alternative to the world. Ons is 'n alternatiewe gemeenskap. Ons is 'n alternatiewe gemeenskap. Ons is anders. Ons lyk anders, leef anders, is anders. Peterson insists that the church must not conform to secular individualism and consumerism, but must embody God's kingdom values. Ons kan nie konformeer na die kultuur van die dag nie. Ons mag nie konformeer na die kultuur van die dag nie. Want ons weet, dis nie God se plan vir ons lewens nie.
En ons is nie hier om alles te verbruik en op onsself te fokus nie. Maar het gaan oor die koms van sy koninkryk in die manier waarop ons leef. En dan gaan ons nou vanmôre lees in 1 Petrus 2 dat ons heilige priesterdom is, dat ons afgesonder is vir die Here. En hierdie heilige afgesonderde priesterdom is gepraat oor verhoudings. Dit gaan oor verhoudings, dat ons in verhoudings met mekaar sal leef, met die wêreld sal leef, maar in eerste plek met God sal leef. En dat ons op God sal fokus. En dat hy ook ons aardse, ons horisontale verhoudings sal bepaal. En vir ons help om dit op die regte manier te kan leef. Die kerk is 'n kontras vir die wêreld. Is 'n kontras vir die wêreld. En daarvoor moet ons maar oppas. Moet maar altyd oppas dat ons in die kerk nie begin leef soos die wêreld nie. Want die Here vra vir ons om hom te volg en nie die wêreld nie. 1 Petrus 2 en ons lees vanaf vers 1, kom ons lees hom van vers 1 af saam, ons gaan fokus vanmôre op vers 9, maar voordat ek lees, kom ek vra dat ons net vir 'n oomblik in gebed stil word. Here, laasnag het die seën van die reën oor ons uitgestort, die hele naweek. Het dit mildelik gereën. En ons is vanmôre, Here, uit ons harte uit net so dankbaar vir u sorg, vir u genade. En Vader, as ons rondom ons kyk, dan sien ons daar soveel plekke waar u genade nodig is. Die aarde het u genade nodig. En daar's vriende, mense, lidmate, geloofsgenote, medepelgrims, Here, wat u genade so nodig het. Dankie, Here, dat u ons raak sien. Dankie, Here, dat u nooit ophou om te voorsien en te seën en heel te maak wat dit stikkend is. En dankie, Here, dat ons ook in hierdie Pinkstertyd veral weer kon hoor hoe ons anders kan kerk wees en hoe ons uitdaag om anders vir u te kon kerk wees in die wêreld. Here, laat ons vanmôre hoor deur u Gees en dat ons vanmôre hoor wat u vir ons wil sê. Amen. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Kom na hom toe, die lewende steen wat deur die mense afgekeer is, maar deur God die ereplek uitverkies is. Laat julle as lewende stene opbou tot 'n geestelike huis, om 'n heilige priesterdom te wees en geestelike offers te bring, wat deur Jesus Christus vir God welgevallig is. En daarom staan daar in die skrif, kyk, ek lê in Sion 'n hoekklip, uitverkies vir die ereplek, wie in hom glo, word nooit teleurgestel nie. Julle wat glo, deel in hierdie eer, maar vir die wat nie glo nie, geld die woorde, die klip wat deur die bouers afgekeer is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword. 'n Klip waarvoor 'n mens struikel en 'n rots waarteen jy jou stamp. Hulle struikel omdat hulle nie aan die woord gehoorsaam is nie. So het God dit ook vir hulle bestem. Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeër geen volk nie, maar nou is julle die volk van God. Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. Geliefdes, ons is die kerk van die Here Jesus Christus. God het aan ons barmhartigheid bewys
deur sy seun Jesus Christus aarde toe te stuur, om 'n werklikheid in ons elkeen se lewe te kom wees. Christus is dit waarna ons vashou. Christus is ons anker. Hy keer dat ons nie soos mense soos 'n skip wat nie 'n roer het nie, heen en weer oor die branders rondgestuur word nie. Christus is ons anker. En hoekom is jy vanoggend hier? Hoekom is jy vanmôre deel van die samekoms van die geloofsgemeenskap van die kerk van die Here Jesus Christus? Jy is hier omdat die Here jou uitroep, omdat die Heilige Gees in jou hart werk en jou daarvan bewus maak dat hy 'n taak en 'n roeping en 'n plek het. En ek gaan weer terug na toe ons by Hemelvaart hier saam met die hele mikro hier was en die wonder van om die hele week saam met die mikro te kon gereis het en ook vir die mikrokinders kon sê, weet julle, jy is deel van 'n familie. Jy behoort aan 'n familie van wie die Hemelse Vader jou pa is. En jy kan hom pappa noem. En hy ken jou naam. Hy weet wie jy is. En hy wil hê dat jy wat in sy huisgesin woon, dat jy doen waarvoor hy jou roep en waarvoor hy jou stuur. En dat sy seun Jesus Christus aarde toe gekom het om vir ons te wys hoe dit behoort te lyk, wat dit behels om 'n kind van God te wees. En as ons mooi sy woord lees, as ons sy woorde oordink in ons lewens, en ons maak erns daarmee, dan sien ons dat hy die verhoog vir ons gereed gemaak het, en op hierdie verhoog is ons belangrike spelers, want hierdie verhoog is voor 'n wêreld wat eintlik God nie ken nie. Wat nie weet wie hierdie God is waarvan ons praat nie. En ons is die mense wat die wêreld moet innooi. Ons is die mense wat die wêreld moet innooi en moet meeleef en sien wat God vir die wêreld wil wees en kan wees. So daarom begin hierdie gedeelte wat ons gelees het en sê, maar julle is vir God afgesonder, julle is uitgekies. En as julle uitgekiesde kinders van die Here is, dan moet julle ook natuurlik geestelike kinders van hom wees. Dan moet ons nie hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, hygelery, jaloesie, kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies moet ons smag na die geestelike melk. Ons moet dit wil hê. Ons moet dit wil drink. Dit moet ons opgewonde maak. Dit moet ons meeneem in die reis. Ons behoort aan die Here omdat hy 'n doel het met ons lewe. En daarom sê Petrus in vers 9, het God ons uitgekies, uitgesonder. En kan 'n mens seker ook sê, daarom het God ons ook afgesonder, eenkant gesit. Daarom het God ons sy eiendom gemaak. Ons is gekoop sodat ons sy priesters kan wees. Petrus sê ons is 'n koninklike priesterdom. Ons is priesters wat aan die hemelse koning Jesus Christus behoort. Miskien moet ons weer verstaan, 'n bietjie terugkyk, maar wat, as ons nou in die Bybel kyk, wat is 'n priester se taak? Wat is die Ou Testamentiese priesters se rol gewees? Die priesters in die Ou Testament was mense wat spesiaal deur God afgesonder is, om as 'n tussenganger tussen God en die volk op te tree. Hulle het toegang tot God gehad. Hulle kon na God toe gaan en met God praat oor die mense se behoeftes, oor hulle sondes. En anderzijds het God weer met hulle gepraat oor sy wil vir die volk. Wanneer die volk droog gemaak het hy vir die priester gesê, kom, gaan praat daar, kom, maak reg. Sodat die priesters nie net die mense se mondstuk by God was nie, maar ook God se mondstuk by die mense. So as 'n mens dit in een sin kan saamvat, kan jy sê, hulle was verantwoordelik vir die geestelike welstand van die volk. Hulle het die belange van die volk op die hart gedra en dit na God toe geneem. Hulle het namens die volk offers gebring
en vergifnis gekry vir die volk, en die Here namens die volk ook gedank en geloof. Maar omdat hulle die geestelike heil van die volk op die hart gedra het, moes hulle ook die wil van die Here aan die volk bekend maak. En dis die volk oproep tot bekering, tot heiliging. En hierdie priesters is deur God afgesonder vir hierdie verantwoordelike taak. En daarom is hulle gesalf, deurdat olie oor hulle koppe uitgegiet is, as teken daarvan dat God hulle toerus vir hulle taak en hulle aanstel in hulle besonderse taak. En nou is die merkwaardige ding wat hier staan, dat jy en ek, ook net soos die priesters van oud, deur God uitgekies is en aangestel is om priesters vir hom te gaan wees. Julle is die uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort. Ons is 'n heilige nasie, skryf Petrus. As ons deesdae die woord heilig hoor, dan dink ons soort van, dit kan nou iets wees soos, jy is onaantastbaar, jy mag nie aangevat word nie, of iemand wat op 'n heel ander vlak as gewone mense is, so hy is 'n bietjie hoër as ander, of iemand wat dalk iewers in afsondering leef, of iemand wat 'n neus in die lug loop, omdat hy dink hy's beter as ander. Maar heilig is nie in die eerste plek 'n kwaliteit nie, dis in die eerste plek 'n funksie of 'n taak waarvoor ons afgesonder is. Ons is afgesonder vir 'n baie spesifieke taak. God het ons gekies om vir God sy beelddraers te gaan wees in die wêreld. In die tempel was daar baie heilige voorwerpe, heilige bekers, heilige waskomme, heilige kandelare, want dit was voorwerpe wat vir die uitsluitlike doel gebruik is om in diens van God gebruik te word. Dis eenkant gehou. Ons is deur God gekies en spesiaal in sy diens aangestel. En ons taak as heilige nasie is om 'n koninklike priesterdom te wees, koning Jesus se priesters in die wêreld, om tussen God en die wêreld te staan, om namens God voor die wêreld te staan, maar ook namens die wêreld voor die Here te gaan staan. God wil ons in diens neem om sy verlossingsdade te gaan verkondig. En dis wat ons teksvers sê. Ons is geroep om sy verlossingsdade te gaan verkondig. Geliefdes, dan kan ons mos nie onverskillig wees teenoor mense wat God verafskiet nie, of God verag nie, of veragtelik oor God praat nie. Want ons moet opstaan vir hierdie God wat ons uitroep. Ons moet opstaan en begin sê, maar dit kan nie so wees nie, dit kan nie so werk nie. Hoeveel keer sit ons voor die TV en dan moet ons kinders opstaan en sê, papa, maar ek kan nie meer hierdie fliek kyk nie, want dit wat hier gebeur, maak iets in my. Maak dit nog iets aan jou? Maak dit nog iets aan jou, as die waardes en die dinge wat daar gebeur voor jou, nie vergelykbaar is met dit wat God wil hê, dat ons moet wees. Doen dit nog iets aan jou? Of het ons so wêrelds geword, dat ons eintlik iewerste ergens iemand nodig het om ons uit te ruk uit die slaap waarin ons geval het. Omdat ons nie meer onthou dat die Here ons wil gebruik nie, dat hy ons by ons naam gekies het nie. Dat hy vir ons elkeen 'n baie spesifieke opdrag gegee het nie. Dat hy vir ons 'n geskenk, 'n gawe gegee het nie, wat ons moet gebruik nie. Dat hy vir ons kom leer het wat liefde is nie, sodat ons anders nuut in die wêreld betrokke kan wees. Omdat ons soos die priesters van oud in die bevoorregte posisie is om toegang tot God te kan hê, om met hom te kan praat in gebed, omdat hy ook met ons praat deur sy woord, dan wil God ons gebruik om sy stem te wees in hierdie wêreld.
sy stem te wees teenoor hulle wat lankal opgehou het om na hom te luister. Wat lankal opgehou het om kerk toe te gaan, wat lankal opgehou het om die Bybel te lees, wat dalk nie eers meer 'n Bybel het nie. God wil hê dat ons by hierdie mense sy stem moet wees, om mense terug te roep, uit te roep na hom toe, om mense weer bewus te maak daarvan, dat die manier waarop ons leef, selfgerig, eie gerig, selfbelang, ensovoorts, nie is hoe Jesus ons leer, hoe ons behoort te leef nie. Die priesters van die Ou Testament was verantwoordelik vir die geestelike welstand van die volk. En so is die kerk van die Here Jesus Christus ook verantwoordelik. Ons moet met ons bure praat. Ons moet met ons familie praat. Ons moet met ons kollegas praat. Ons moet hoor, hoe gaan dit met hulle geestelike welstand? En as ons weet dat hulle nie in God glo nie, dat hulle nie hierdie Here ken nie, dan moet ons soek na maniere hoe ons die Here aan hulle kan bekendstel. Want dis ons taak, dis ons oproep. Ons is sy priesters in hierdie wêreld. En ons moet met die wêreld oor God praat. Ons moet die boodskap bekend maak. Maar belangrik genoeg ook, belangrik om te besef, geliefdes, ons staan ook namens die wêreld voor God. God het ons nie net priesters gemaak om namens hom voor die wêreld te staan nie. Ons is ook priesters namens die wêreld voor God te staan. Soos die priesters van ouds vir die sondes van die volk offers moes bring, sodat God die sonde kan vergewe. En hoewel ons nie diereoffers meer vandag kan bring nie, verwag God steeds van ons om ons priesterverantwoordelikheid op te neem vir die wêreld. En moet ons voortdurend besig wees om voorbereiding te doen vir die wêreld. God verwag van ons, sy priesters, om in te tree vir die wêreld. Te bid vir ander, en watter nood hulle ook al mag wees. Die priesters van die Ou Testament kon nie hulle belangrike taak op hulle eie aanpak nie. Hulle is daarvoor gesalf, hulle is daarvoor geseën. En net so verwag die Here van ons, nie om in ons eie krag ons groot taak as priester uit te voer nie. En daarvoor salf hy ons met sy Heilige Gees, om ons so vir hierdie heerlike, maar ook verantwoordelike taak voor te berei. Sy Heilige Gees wat in ons lewens werksaam is. Die vraag van ons elkeen vanmôre, geliefdes, is, laat ons toe dat die stem van die Heilige Gees ons gedagtes, ons gedrag, ons lewenshouding, ons lewensingesteldheid bepaal. Hoor ons, as die Gees vir ons daaraan herinner, dat sy genade aan ons oorvloedig is. Ek het gekom sodat julle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. En dat is nie in oorvloed van goed nie, maar oorvloed in geestelike versorging en geestelike genadegawes wat ons het. Ja, God voorsien ook in ons elke dag se lewe. Sien ons dit raak, onthou ons dit nog. Gryp ons dit vas, vertrou ons daarop, leef ons daaruit. Laat ons toe dat die Gees dit vir ons uitwys. En geliefdes, maak ons tyd om stil te word. Maak ons tyd sonder ons tyd af om ook toegerus te word deur die stem van die Heilige Gees in ons lewens. Ons het in hierdie Pinkstertyd het ons 'n groot deel van elke erediens het ons afgestaan daarin om stil te word. En ek gaan nou weer dat ons stil word, dat ons gaan sit op ons bank, op ons plek. Het jy 'n plek? Het jy 'n bank? Het jy 'n ruimte? Het jy tyd in jou dag waar jy gaan sit? Toelaat dat die wêreld by jou verbygaan. En jy en God in gesprek met mekaar kan tree.
jy stil word, sodat hy met jou kan praat. Sodat hy jou weer kan volmaak met wat jy nodig het, om vir die wêreld 'n priester te gaan wees, vir sy koninkryk op te tree. Ons het 'n lied wat ons sing, om ons in hierdie stiltyd in te lei. Here, hoor ons bid, hoor my bid, o Heer, hoor my bid, o Heer, draai jy oor na my, en gee my vrede. Dis hoe ons begin. Ons begin deur hierdie lied te sing as 'n refrein. Maak ons harte stil. So ons gaan, Stefanie gaan dit so een keer speel, en dan begin ons dit sing, dan sing ons dit 2 of 3 keer saam, en dan gaan Stefanie dit nog 'n paar keer speel, en dan gaan die stil moment span vir ons verder in die stilte begelei. So ek wil jou nou nooi, kom saam met die kerk van die Here Jesus Christus, sy verbondsvolk. Kom ons kom sit, en laat toe dat die Here vanmôre op 'n nuwe manier in jou hart en jou lewe inspreek, sodat ons priesterlike taak gaan uitvoer, oral waar ons gaan, in sy wêreld. Dankie Here, dat wanneer ons bid, U oor na ons draai, en dat U ons hoor. Bid is soos asemhaal, daar is 'n ritme aan. Ons bid, God hoor. Ons bid, God hoor. Vanoggend wil ons U kom dank vir 'n Pinkstertyd waarin
ons weer opnuut kon besef wat kerkwees is. Neem nou tyd om oor vandag en die week wat verby is se boodskap te dink. Dank God dat ons tot dusver godsdienstvryheid in ons land het. En dink aan ons broers en susters vir wie kerk toe gaan 'n lewensbedreigende aksie is. Ons dink ook vanoggend spesiaal aan almal wat siek is. Bid vir familie en vriende wat by die huis siek is en by die hospitale in die hospitaal is. En dan bid ons ook spesiaal vir die name wat op ons gebedslys is. Ons dink vanoggend aan Tommy Breitenbach, Jacques Degenaar, André Mostert, Alma Fourie, Pietie van Aarde, Bets Ekley, Tiens Kreer, Annemarie Stoffberg. Neem nou tyd en dra elkeen van hulle aan die Here op. Vader, aan U wat ons uitgekies het om die koninklike priesterdom te wees, aan U kom toe al die lof, al die eer, tot in ewigheid. Amen. Terwyl ons so bly sit, sing ons 'n lied. Laat Heer die vrede deur my vloei. Dis 'n gebed waarin ons fokus daarop dat ons die Here innooi in ons lewens. En dis my gebed vanmôre dat ons regtig vanmôre sal toelaat dat die Here ons in besit neem en dat ons ook ons lewens vir die Here sal kom gee. En dat ons vir die Here sal vra, Here, neem beheer, neem bestuur van my lewe oor. Dis 'n verbintenis, is 'n verbintenislied. So kyk mooi na die woorde as jy dit sing. Hou die woorde in jou gedagte gevange en bid dit terwyl jy dit sing.
Ons sluit vanmôre is Pinkster diens af deur op te staan en saam die Ons Vader gebed te sing. Kom ons staan. Seun van die Here gaan met sy seun in die wêreld in, gaan wees sy priesters, gaan tree in namens die wêreld, gaan staan vir die Here die Almagtige en wy jou lewe opnuut aan hom toe. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees by ons elkeen wees en bly totdat hy weer kom. Amen.